Julle weet wat om Theo deel 6 deel A. Die belangrikheid van die waarheid. Die rede dat ek met u hierdie onderwerp wil bespreek, is dat meeste eindtydpredikers vandag in 2025 2 Tessalonisense 2 vers 1 aanhaal, sonder om eers vir die mense te verduidelik wat en wie dit is wat hom teehou. Nou moet ek vra, wie of wat dit is wat hom? Wie is die hom? Wie is die hom? Wie is die wat? Wie en wat is die hom wat hom? Jy sien, hy sê nie. Die Bybel sê nie, ons moet dit gaan soek. Omdat hy sê dit nie in daai skrifgedeelte nie. Omdat hierdie skrifgedeelte nie enige name genoem word nie, veroorsaak dit verskillende interpretasies en die beeldspraak, luister mooi, die beeldspraak van die woord is dan uiters belangrik. Nou beeldspraak is iets wat in 600 jaar se tyd nooit in die kerke geleer was nie. Dit het nie spesifiek protestante kerke het deur die laaste 600 jaar en charismatiese kerke dit vir ons in die kerk en die Bybelskole geleer nie. Selfs op die universiteit en goed, daai dominee kom 7 jaar deur die universiteit, hy het nie 'n klou oor die beeldspraak nie, niks. Die kerk van Jesus Christus, nou jy gaan hoor van tyd tot tyd gebruik ek die naam Jesus Christus of die naam Here of God, ek gaan dit so in hakies sit, sodat u kan verstaan wat ons verwys na die antieke Hebreëse name Yahshua, die kerk van Jesus Christus. Daar is ander kerke, denominasies, wie verklaar, dat dit, nou ons soek na die dit, wat hom teehou. Dit is die gedagte van die hele studie. Wat is die dit, wat hom, en wie is die hom, wat hom teehou? Hy sê, daar is ander kerke of denominasie, wie verklaar, dat dit, wat hom teehou, die kerk van Jesus Christus, dit help nie ek sê Yahshua nie, die kerk van Jesus Christus is, want hulle ken net Jesus Christus. En dit veroorsaak dat die antichrist homself nie vandag in 2025 kan openbaar nie. Die Bybel sê, julle weet wat hom teehou, sodat hy hom nie kan openbaar nie. Wanneer? Vandag kan openbaar nie. Alles gaan oor vandag. Hoekom? Ons lewe in die eindtyd. Ander protestante, charismatiese kerke glo dat die hom wat na verwys word, eerder die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh is, wie sy teenwoordigheid tans op die aarde verhoed, dat die tydeinde of die eindtyd antichrist, homself nie kan openbaar of bekend maak nie. Ek gaan hierdie gedeelte net weer vir u lees, punt 3. Ander protestante en charismatiese kerke glo dat die hom wat na verwys word eerder die Heilige Gees, of soos ons hom noem die Ruach HaKodesh is, wie sy teenwoordigheid tans op die aarde verhoed, dat die eindtyd antichrist, want dit is 'n eindtyd antichrist, dis nie daai skrifgie wat sê, elkeen wat nie glo, dat Jesus in die vlees gekom het, dit is die antichrist, ek quoteer uit die 33 Bybel uit nie, die is 'n antichrist, nee, ons praat van die antichrist, wat die aarde gaan beheer. Die ou wat sê, hy glo nie in Christus nie, dis 'n antichrist, hy's 'n antichrist, verstaan? Maar dit maak hom nie die eindtyd antichrist nie, dis hoekom ek dan in hartjie sê, eindtyd antichrist. Of wie sê u, wie is dit wat hom teehou? Wie sê u, wie is die dit wat hom teehou? In hierdie preek of studie gaan dit nodig wees om weer 'n groot hoeveelheid skrifverwysings te moet gebruik, anders sal dit wat ek met u gaan deel ook net 'n halwe waarheid wees. En dis hoekom ek altyd woord gebruik, want ek wil nie halwe waarhede hê nie, en ek wil nie iets sê wat maar net 'n interpretasie is nie. Die boonatuurlike geopenbaarde woord moet die teendeel van die algemene teologie of dogma van sekere kerke en mense bewys. Het jy dit gehoor? Die woord sal homself openbaar. Johannes 17:17 sê ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Die doel van hierdie studie is om volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord te bepaal of te ontdek wie lieg nou weer vir wie. Hierdie is maar my aanhaling, wie lieg vir wie. Iemand is besig om iemand te lieg, en dit is definitief nie die Bybel nie. Die wederkoms parousia van Yahshua, en hakies vir u wat nie weet nie, Jesus Christus. Mooi die Hebreëse naam,
Jafashua. Kom dan lees ons gaan nou 2 Tessalonisense 2 gaan ons lees en bestudeer. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 2, ekskuus tog. Weet nie wat ek nou nie. Vers 1. Nou moet jy luister na die woorde, maar ons, hy sê ons is meervoud, die apostels van Jafashua, hou maar my hande dop, ek maak altyd hakkies, om dit in te vul, sodat u makliker kan verstaan wie praat met wie. As ek nou nie sê, maar ons broeders vra julle, wie is die ons en wie is die broeders in? En as jy nie gesê word nie, dis beeldspraak, dan gaan jy nie weet nie. So ek maak so met hakkies, en dan verstaan jy beter. Ek skryf ook my boeke met hakkies. Maar ons, die apostels van Jafashua, vra julle broeders, naamlik die bruid van Jafashua, dis Jesus Christus, 2000 jaar gelede en ook vandag, dis als deel van dit. Met die oog op die wederkoms, die parousia is die wederkoms in Grieks. Dan het jy natuurlik die wegraping, wat die harpazo is, in Grieks. Met die oog op die wederkoms, parousia van Jafashua. En ons, luister mooi, as sy bruidse vereniging met hom. So hierdie skrifgedeelte praat reg in vers 1 waaroor. Apostel Paulus trek ons aandag selfs in 2025. Luister wat sê. Maar ons, die apostels van Jafashua, vra julle broeders. Die broeders is die bruid van Jafashua of Jesus Christus. 2000 jaar gelede en ook vandag 2025. Luister mooi, waaroor gaan die vraag? Met die oog op die wederkoms of die parousia van Jafashua, dis Jesus Christus. En ons as sy bruidse vereniging met hom, wanneer ons met hom gaan verenig word. 1 Korinte 15 sê ons daar van vers 27 af. In 'n oogwink en 'n oomblik gaan ons verander word uit 'n verganklike, die vleis, in 'n verheerlikte liggaam hom tegemoet. En ons sal verander word uit hierdie vleeslike liggaam in 'n geestelike liggaam, hom op die wolke tegemoet of in die hemel op die wolke.